blijkbaar hy kan beweeg en werksaam is, omdat ons omgee, omdat sy woord kosbaar is vir ons, omdat sy naam oor ons uitgeroep is, omdat ons gewas is in die bloed van Jesus. Bless you, Lord. Dankie, Here. Dankie vir die genade. We give you praise. We give you glory, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Bless you, Lord. Baie dankie. Kom ons sing ons sing. Jesaja 41, net 2 versies wat ek lees daar, maar ek lees dit uit die boodskap uit. Die boodskap sê, die Here sê vir die lande wat organiseer is, wag 'n bietjie, maak julle reg, kom nader en stel julle saam, kom laat ons dit in die hof gaan uitmaak. En dan vers 21 sê hy, sê vir die afgode, stel nou julle kant van die saak, kom wys wat julle kan doen, sê Jakob se koning. Donderdagoggend terwyl ek besig was om in die kerk te bid, met die vas en ek gaan so deur al die beloftes wat die Here al die jare vir die gemeente gegee het en ek het 'n klomp skrifte wat ek opgeskryf het en ek kom by hierdie gedeelte en ek is besig om te begin bid en skielik is dit asof ek binne in 'n hofsaal is, binne in 'n nie heeltemal soos wat ons howe of die Amerikaanse howe is, dit bietjie, maar nogtans, dit was 'n hofsaal gewees. En ek het voor my gesien God as die regter, en die regterstoel waarvan God, en dit was 'n hoë verhewe stoel gewees. En die beskuldige het voor hom gestaan. En langs die kante, aan die een kant was dit al die demone gewees wat gesit het, en aan die ander kant het al die engele van God gesit. En hierdie beskuldigde het voor hom gestaan, en Satan het as aanklaer opgekom, en hy het so 'n lang papier gehad, met 'n klomp aanklagte teen hierdie persoon. En hy het begin vertel met geur en kleur van hierdie persoon se lewe, van hoe hy drink, en hoe hy dwelms gebruik, en hoe hy rook, en hoe hy rondslaap, en alles, die vuilste sondes, en die vuilste dinge denkbaar, het hy daar rond vertel. En hoe meer Satan hierdie klagstaat so voor aflees, hoe meer het hierdie persoon ineengekrimp, want hy het geweet hy is skuldig, hy het geweet, terwyl hy daar voor die regterstoel van God staan, is hy absoluut skuldig, daar's nie 'n ander plek om heen te draai nie. Toe die klagstaat so klaar van hom gelees is, draai die regter na hom toe en hy sê vir die regter, ek is skuldig. En hy erken dit. En hy sê, ek is skuldig. En skaamte laat sak hy sy kop. En op daardie oomblik, toe kom Jesus na vore gestap. Maar hy het ook soos 'n prokureur of wat ook al gelyk. En hy het in sy hande het hy hierdie groot wetboek, wil ek amper sê, gehad. En dit soos in die hof sê, hy edelagbare regter. Ek wil net daarop wys, dat hierdie klagstaat wat nou voorgelees is reeds gekanseleer. Die volle prys vir hierdie oortreding is alreeds betaal. Nou, ons lees dit in Kolossense 2 vers 13 tot 15. En dit is vir my so absoluut amazing gedeelte. Hy sê, julle wat dood was deur die misdade en die onbestedelikheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle al die misdade vergewe het. En hier kom die fantastiese gedeelte. En die skuldbrief teen ons, wat met sy insetting ons vyhandig was, uitgetel en weggeruim, deur dit aan die kruis vas te naal,
nadat hy die owerhede en die magte uitgeklee het, en hulle in die openbaar tentoongestel het, en daardeur oor hulle getriomfeer het. Jy sien, ek glo in my hart dat daar is 'n hofsaal in die hemel. Ek glo daar is 'n hofsitting wat elke dag in die hemel aan die gang is. En ek glo dat die vyand kom en hy kom kla mense aan. En dat hy stap in en hy sê, vandag, Pietie wees hy hier meer verloor. Hy wil vir u gewerk, maar kyk hoe verloor is hy hier meer. Of, so en so wil dit doen, maar hier is die klagtes teen hulle. En as jy Jesus Christus aangeneem het, die oomblik wat jy sê, Here, ek is skuldig, vergewe my, op daardie oomblik, dan kom Jesus as jou prokureur, as jou advokaat na vore, en hy sê vir jou, jy is vrygestel. Jy weet, die regter het op daardie oomblik, toe Jesus sê, hy is vrygestel, en hy skrif aanhaal, toe staan die regter so met sy gaffel of sy hamer, of wat ook al, so op die houtjie, en hy sê vir die persoon, jy is vrygekoop deur die bloed. Maar nie net dit nie, God die regter se woorde eindig toe nie daar nie. En hy sê die volgende woorde oor hierdie persoon wat nou daar staan. Hy sê vir Jesaja 41 vers 13 tot 14. Ek is mos die Here jou God. Ek sal jou hande sterk maak. Ek sê vir jou, hou nou op om bang te wees. Ek self help jou dan. Al is jy klein, en hy die persoon se naam daar genoem. En al voel jy soos 'n wurmpie, ek sal jou help, sê die Here. Die groot God self gaan jou red. Nou dink 'n bietjie jouself in hierdie situasie, en as dit jy moet wees, wat nou in hierdie hofsaal moet staan, en jy hoor hierdie woorde word oor jou gesê. Die regter sê nie, ek vonnis jou tot 10 jaar tronkstraf, of ek vonnis jou, maar hy sê vir jou, jy is vrygestel. Maar nie net as jy vrygestel nie, ek as die regter, ek as die God van die heelal, gaan jou nou help. Nou, ons weet al baie verskillende tipes gebedes en baie verskillende maniere hoe mense kan bid, maar ek glo intersessie gebed is ook deel van hierdie hofsitting. Partykeer het 'n mens nodig om 'n saak in die hemelse hof toe te vat, in die hemelse hof te beveg en daar te bid en daaroor te praat. Nou, kom ons lees, as ons klaagliedere lees, 3 vers 57 tot 59, want toe vra ek vir die Here, waar is daar skrif vir al hierdie dinge? Daar lees ek weer die boodskap uit, toe sê hy, die dag toe ek na u geroep het u vir my kom sê, hou nou op om bang te wees, u het my soos 'n prokureur, u het soos 'n prokureur in die hof vir my saak geveg en my lewe gered. Gee tog uitspraak in my guns, want u sien hoe hulle die wet verdraai om onreg aan my te doen. So Jeremia staan en hy sê vir die Here, Here, u verdedig my saak in die hof. My saak is in die hof. U is soos 'n prokureur wat besig is om my saak vir my te beveg. Gee tog 'n uitspraak wat in my guns sal wees. Dan 'n gedeelte wat baie bekend is in Jesaja 1 vers 18 sê, kom ons handel die saak nou af, sê die Here. Met ander woorde, die Here sê, kom ons praat hierdie dinge uit. Kom ons kom in hierdie hof. Kom ons lê hierdie dinge nou op die tafel. Dit maak nie saak hoe diep die vlekke van julle sonde is nie. Ek kan dit skoonmaak. Weet, baie keer dan haak ons vas en ons dink, ek het al hierdie sondes gedoen. Ek het al hierdie verskriklike dinge wat ek doen. Hoe kan daar vir my hulp wees? Hoe kan daar vir my 'n oplossing wees? As ek nou dink aan hierdie persoon wat voor die Here gesê het, Here, ek rook, ek drink, die klag staan teen hom, hy rook, hy drink, hy dwelm, hy reer rond, hy doen al hierdie verkeerde goed. En dan baie keer is dit wat ons voel, ons begin so klein raak onder hierdie aanvalle en hierdie klagstaat. En ons is boonop skuldig. Maar dit maak nie saak wat die Here sê, as jy na my toe kom in die hof, selfs al is jy skuldig. Daar is nie twyfel daaroor of hierdie persoon skuldig was of nie. Hierdie persoon was skuldig gewees. Maar die bloed van Jesus is sterk genoeg om hierdie persoon skoon te was. Die persoon moes net erken het, ek is skuldig.
Weet, baie keer dan wil ons as mense mos nie altyd ons skuld erken nie. Ons maak soos Adam en Eva gemaak het, weet. Adam sê, dis hierdie vrou se skuld. En Eva sê, nee, dis die slang se skuld. Ons wil altyd die skuld vir iemand anders te gee. Ons wil nie self die skuld aanvaar nie. Het Saul, toe hy geoffer het, wanneer hy nie moes geoffer het, en die profeet kom by hom, toe sê hy, hoekom het jy dit gedoen? Toe sê, nee, dis die manskappe se skuld. Maar toe Dawid uitgevang was oor sy skuld, oor sy sonde, toe sê Dawid, Here, ek het teen U gesondig, ek is skuldig. En terwyl ek aan hierdie goed so dink, toe dink ek ook aan daai verhaal wat deur Jesus vertel van die twee mense wat opgegaan het aan die tempel om te bid. En die een het gaan staan en vertel hoe goed is hy en hoe wonderlik is hy. En die tollenaar wou nie eers opkyk en het gesê, Here, wees my genadig, jy weet. As jy voor die troon van die Here kom, voor die troon van die Here staan, dan moet jy nie eers probeer om jouself te regverdig nie. Moet jy probeer om die skuld op iemand anders te pak het. Dit is hierdie ou wat hier voor my ingejaag het, dis hoekom ek kwaad geraak het. As hulle nie voor my ingejaag, hulle sal altyd voor my. Daar sal altyd 'n rede wees hoekom jy kwaad word. Maar die oomblik wanneer jy sê, ek aanvaar skuld vir my foute. Ek aanvaar skuld vir wat ek verkeerd doen. Dit is nie Piet se skuld, dit is die Koos se skuld nie, dit is nie wie ook al se skuld nie, dit is my skuld. Ek is skuldig. Dis daai oomblik wat daar begin om vir jou verlossing te kom. Dis daai oomblik wat daar deurbraak vir jou begin kom. Hosea 5 vers 1 sê, die priesters moet nou mooi luister, Israeliete gee 'n bietjie aandag, die koning en sy gesin moet hulle ore spits. Die Here het daag julle almal voor die hof, hy kla julle daarvan aan, dat julle soos 'n stryk geword het vir die volk. So in ander woorde, daar is vir ons weer 'n voorbeeld, weer eens, van die Here daag die mense voor die hof, en dan is daar 'n klagstaat voor hulle. In die Nuwe Testament, 1 Petrus 4 vers 17, dit is nou die tyd vir God om soos 'n regter te sê, wat hy van elkeen dink. Hy gaan begin met die gelowiges wat sy kinders is. As selfs ons voor God moet gaan staan, soos voor 'n regter in die hof, hoe vreesaanjaend en verskriklik sal dit nie vir die mense wees wat hulle hele lewe lank die rug vir God en sy goeie boodskap gedraai het nie. Met ander woorde, daar is 'n hofsaal. Ons word voor die hof gedrag. Elke keer as jy voor God gaan om te gaan bid, staan jy amper basies in die hofsaal voor God. Of jy vir jouself bid en of jy vir 'n ander persoon bid. Die Here bring ons voor die hof. En want as jy begin bid, wat gebeur die oomblik as jy begin bid? Jy begin skuldig te voel. Weet jy, moes altyd hierdie knaande gedagtes wat so van skuldgevoelens by jou opkom. Jy is nie goed genoeg nie, jy kan dit nie doen nie, jy doen dit en jy doen dat en jy so en jy sis. Altyd, dis die aanklaer wat dadelik daarby is om jou aan te kla. Maar ons kan ook die aanklaer stil maak en vir hom sê, die klagstaat teen my is klaar. Die oomblik toe ek my sonde bely het, is ek vergewe. Ek erken ek het gister kwaad geword. Ek erken ek was ongeduldig. Ek erken wat ek ook al verkeerd gedoen. Ek het dit gedoen. Ek erken dit voor die Here. En ek vra Vader, vergewe my. Op daai oomblik is daai klagstaat doodges. Hy is uitgekanseleer. Hy het geen voet meer om my aan te kla voor die Here. En nou kan ek en die Here die saak verder praat. Jy weet, in die verhaal van Job lees ons ook van hoe Satan voor God gekom het. En hy het vir Job kom aankla voor God. En dan sê vir die Here, wat het jy gesien my knegt Job? Dan sê Satan, ja, maar so en so en so. So hy is die aanklaer. Openbaring 12 vers 2 sê, toe hoor ek 'n groot stem in die hemel wat sê, nou het die heil en die krag en die koningskap, die eiendom van ons God geword, en die mag van sy Christus, want die aanklaer van ons broers is neergewerp. Hy wat hulle aankla voor ons God, dag en nag. Die duiwel is ons aanklaer. Hy is die een wat voor God gemaak, maar partykeer dan is ons ook mekaar se aanklaers. En ek dink, baie keer is vrouens skuldig daaraan om hulle mans voor God aan te kla, of mans sal ek vroue voor God aan te kla, of kinders kla hulle ouers aan.
andersom, jy weet, ons sê, Here, weet jy, daai man van my, hy maak my net kwaad. Weet jy, Here, hy is sis, en hy is so, en hy is so. En al wat ons doen is, ons word amper staatsgetuies vir die Satan. Nee, ons doen amper, ons gaan lewe getuienis vir Satan se saak. En ons versterk amper sy saak. En dit is nie ons taak om mekaar voor die Here aan te kla nie. Daar's een aanklaer voor die Here, en dis Satan. Ons is nie bedoel om mekaar te gaan aankla nie. Daar's 'n verskil om te gaan bid vir 'n persoon en te sê, Here, help hierdie mense, red hierdie persoon. En 'n ander verskil is die Here, weet jy, hierdie man, hierdie vrou, ek weet dit nie. Maar in hierdie hele saak, in hierdie hof, het ons 'n advokaat. Eintlik het ons 2 advokate in die hof. Ons het nie net een wat vir ons veg nie. 1 Johannes 2 vers 1 in die Engelse vertaling sê, My little children, these things write I unto you, that ye sin not. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. Ons het 'n advokaat wat vir ons opstaan. Nou daardie woordjie advokaat is die woord parakletos wat daar gebruik word. Parakletos is ook die woord wat Jesus gesê het, as hy gesê het, ek stuur vir julle 'n ander een, die Heilige Gees. Dan praat hy die Comforter wat sal kom, die trooster, is ook die woordjie parakletos. Met ander woorde, ons het Jesus die regverdige en sy bloed wat daar in die hof vir ons staan. Maar ons het ook die Heilige Gees wat by ons is as ons advokaat, om ons te help en ons te leer, en vir ons te veg. En dan het ons nog boonop die engele ook, want terwyl ek so gebid het, het ek gesien, toe God hierdie woorde oor hierdie persoon uitgespreek het, het ek saam met die persoon soos in 'n hof, by die trappe van die hof afgestap. En die vyand het nie opgehou om te terroriseer en te treiter, maar die oomblik toe ek sê, maar die Here het gesê, hy sal vir jou, hy sal hierdie persoon help, hy sal vir hierdie persoon veg, en ek die skrif lees oor hierdie persoon, het ek gesien hoe dat die engele kom, sulke magtige groot engele, ordes van hulle kom so, want in die gesin wat ek gesien was hulle soos soldate, of soos polisiemanne, sulke groot engele gewees, en soos wat die duiwel wou gekom het, en hierdie persoon treite, het hulle op grond van die woord van God, het hulle weggejaag en weggestuur. Jy sien, ons kan nie engele bevele gee nie. Nêrens in die Bybel dit is ons taak om vir die engele bevele te gee nie. Maar die woord sê wel, die Psalm 103 vers 20 sê, dat die engele gehoorsaam sy woord. Hulle is gehoorsaam aan die stem van sy woord. Met ander woorde, as ek sy woord hardop bid, hardop spreek oor 'n persoon, wat gebeur? Die engele van God kom in beweging en dinge begin te gebeur. Dus baie keer is ons so besig om mense aan te kla voor God, dat die hofsaake is eintlik vol, die hof is vol van ons aanklagtes teen mekaar. En die engele sit amper verveeld en hulle het niks om te doen nie, want ons help die vyand met sy take. As ons die woord begin vat, en ons vat die woord, en ons begin die woord oor mekaar te bid, oor daardie persoon te bid wat vir jou stryd gee, oor daardie persoon wat vir jou moeilikheid gee. Dan gaan ons vir die engele eintlik werk, en dan begin hulle vir ons die woord van God uit te leef. Maar terwyl ek besig was om so oor al hierdie goed te dink, kom daar 'n ander skrif by my op en ek wil dit graag lees. Matteus 6 vers 15 sê, maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. Matteus 18 vers 34 tot 35 en sy Heer het hom in toorn oorgegee aan die pynigers, totdat hy sou betaal het, alles wat hom skuldig was. So sal my hemelse Vader aan julle doen, as julle nie elkeen sy broeder van harte sy oortredinge vergewe nie. Jy sien, om vrygespreek te word in die hemel, het ek nodig om my sonde te herken. Die oomblik as ek my sonde herken, word ek vrygespreek. Maar
As ek onvergewensgesindheid in my hart het, maak nie saak hoe klein bietjie dit is. As ek iets teen iemand in my hart het, dan kan daai klagstaat teen my nie uitgekanselleer word nie. Dan bly daai klag tussen God teen my staan. Want as ek iemand anders nie vergewe nie, kan ek nie vergewe word nie. So dit maak nie saak of dit net so 'n dingetjie is en ek het eintlik so baie dinge wat deur my vergewe nie. Hierdie gedeelte in Matteus 18 kom uit die verhaal wat Jesus vertel van die man wat 'n diensknegt gehad het en wat hom 'n groot klomp geld geskuld het. En toe hy besef die diensknegt kan hom nie betaal nie, toe laat hy hom gaan. En die diensknegt het 'n vriend gehad wat hom net 'n klein bietjie geld geskuld het. En hy wou nie sy vriend laat gaan nie. En hy het hom gesê, jy sal my betaal. En toe die ander diensknegte by die meester gaan kla, en toe sê die meester vir hom, toe gee die meester hom oor aan die pynigers, dat hy moet betaal, alles wat hy skuldig is. Sien, as jy onvergewensgesindheid in jou binneste het, kan jy nie vergewe word. Dit is die een ding wat jy moet uitsorteer in jou lewe. Nou, baie keer dan sê mense, die pynigers, as iemand byvoorbeeld arthritis het, of hierdie siektes of daai siektes het, dan sê hulle, ja, dis omdat jy nie vergewe het, is onvergewensgesindheid. Nou, ek wil vanoggend sê, ek wil my nie regtig daaroor uitlaat nie. Die pynigers is nie noodwendig altyd siektes nie. Ja, onvergewensgesindheid kan jou fisies siek maak. Dit maak jou letterlik fisies siek. Bitterheid, haat en daai goed maak jou letterlik siek. Maar onvergewensgesindheid kan jou ook op ander maniere, die pynigers kan jou ook op ander maniere weer kry. Kom ek vat byvoorbeeld 'n voorbeeld. Ek moet vir iemand werk doen, ek moet vir iemand 'n sekere taak doen, so dan maar skildery verf. En ek sit alles in en ek verf hierdie skildery, ek doen my beste. En ek gaan dan, en ons het 'n ooreenkoms gehad vir die tyd. Die persoon het gesê, betaal jou R5.000 vir hierdie skildery, so moet hy lyk. Die persoon het ook die skildery gaan afgee, sê, ja, dis 100% reg. En ek vra van hom, maar waar is my R5.000? Ja, ek sal jy nog betaal. En so betaal hy my nooit nie. En ek kan maar vra, ek kan maak wat ek wil. Naderhand dan begin ek hier so my binneste so kwaad raak en 'n woede kry, dat ek het uitgawes gehad om hierdie skildery te verf en hierdie ou betaal my nie. Jy weet, en dan ek begin hierdie kriebelrigheid binne in my raak en ek vergewe nie hierdie ou nie. Ek spreek hom nie vry nie. Ek wil net my geld hê. Wat besig is om te gebeur is, ek begin naderhand te wrok in my binneste opbou teenoor hierdie persoon wat my nie betaal nie. En dan word dit al hoe erger. Want oormôre is dit nie net hy wat my nie betaal nie, die volgende betaal my nie, die volgende een betaal my nie. En ek verloor my besigheid naderhand. Ek raak naderhand bankrot en ek raak siek en wat het gebeur? Die pynigers het in my lewe ingekom. Die vyand het 'n hou vas in my lewe gekry, 'n plak in my lewe gekry om my te kan verwoes, omdat ek nie kon vergewe nie, omdat ek toegelaat het dat daar 'n wrok in my binneste gekom het. As ek na die Here toe gegaan het en gesê, Here, U is die regverdige regter. U weet, ek het hierdie werk gedoen, ek het my beste gedoen, ek het gedoen wat ek moes doen. Ek vergewe nou hierdie persoon. Ek spreek hierdie persoon totaal vry. Hier is hierdie saak. Ek gee nou hierdie saak aan U. U is my Vader, U sal my sorg. As die persoon my nooit betaal nie, dan is dit reg, maak nie saak nie, maar U is my regter. U is my Vader. U is die een wat vir my sorg. Wat sou gebeur het? Ek sou vrygewees het, want ek het onvermoed meer hierdie goed in my binneste wat ek dra nie. Omdat ek die woord van God begin bely, U is my Vader, U is die een wat vir my sorg, U is die een wat vir my in alle opsigte voorsien. Wat gebeur? Die engele kom in my beweging, en of daai persoon gaan my betaal, wat hy my skuld, of die Here gaan vir my op 'n ander manier sorg. Dit maak dan nie saak nie, maar ek bly vry, en die pynigers het nie 'n plek in my lewe gekry om in te kom nie. Baie keer sit ons in dinge omdat ons nie regtig vergewe het nie, omdat ons nie regtig vrygespreek het nie.
terwyl ek besig was om voor te berei en te bid, toe kom daar op 'n stadium so 'n geweldige compassion, ek weet nie eintlik hoe om dit anders te sê nie, in my hart vir mense op. Want weet jy, baie mense gaan vir jare en jare en jare deur die lewe gebukkend onder skuldgevoelens. Oor dinge wat hulle in die verlede gebeur het. Dit voel vir hulle kan nooit uit hierdie sonde uitkom nie. Skuldgevoel bind hulle so vas. Die skaamte, die skande, die vernedering wat sonde aan 'n mens bring. Maar ek het vandag 'n boodskap van hoop, 'n boodskap van verlossing wat ek wil bring. Jesaja 61 vers 1 sê, "The Spirit of the Sovereign Lord is upon me, for the Lord has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to comfort the brokenhearted, and to proclaim that the captives will be released, and the prisoners will be freed." Ek het altyd as ek hierdie verse in die Afrikaanse Bybel lees, dan nooit vir my sin gemaak nie. Hoe kan die gevangenes uit die tronke uit vrygelaat word? Maar toe kom in Engels lees, toe maak hy vir my die eerste keer sin. Hy sê, "To proclaim that the captives will be relieved." Captives is mense wat gevange geneem word in een land en dan word hulle na 'n ander land toe gevat. Een plek en word hulle weggevoer. Dit is soos dit in die Bybelse tyd was. So, sonde neem mense gevange en hulle voer hulle na 'n plek toe waar hulle nie moet wees nie. Sonde vat mense in die koninkryk van duisternis in. So hulle sit in die koninkryk van duisternis. En as die Jesus sê, "The captives will be released," dan sê hy, mense wat in sonde vasgevang is. Maak nie saak hoe groot jou sonde is nie. Maak nie saak hoe onmoontlik dit vir jou lyk om vry te kom nie. Die Here Jesus sê, as jy my aanneem, sal jy vrygelaat word uit hierdie land van sonde. Jy sal in die koninkryk van lig kom. Prisoners is nie noodwendig mense wat vasgevang sit in sonde nie. Prisoners kan in hulle eie land in 'n gevangenis wees. Met ander woorde, ek kan in die koninkryk van lig wees en nog steeds 'n gevangene wees, 'n prisoner wees. Want goed soos shame en guilt, skande, skaamte, verbittering, haat, al daai goed kan binne in my wees en dit kan my nog steeds in die koninkryk van lig gevange hou. Maar Jesus sê, "The Spirit of the Lord is upon me to proclaim that the captives will be released and the prisoners will be freed." Iemand wat gevasgebind is, moenie, ek wil vanoggend hierdie boodskap vir jou bring. Miskien sit jy vir jare en jare met hierdie skaam en hierdie skuldgevoel oor dinge in jou lewe wat nie reg is nie. Ek sê vanoggend vir jou, daar is vir jou vrymaking, jy is vergewe, die klagstaat teen jou is klaar uitgekanselleer. Ek wil vra dat ons oë gaan toemaak. En ek wil vra dat almal, niemand moet rondkyk. Ek gaan nie vra dat iemand opstaan of hulle hande opsteek of enigiets nie, maar ek wil vra gehoorsaam wees aan dit wat ek ervaar en die Heilige Gees vanoggend wil doen. Ek wil vra vanoggend, Heilige Gees, dat U sal kom en oor elkeen van ons sal kom spoel, dat U soos 'n helder wit lig in ons binneste sal kom inskyn. Here, daar wat ons vir niemand wil oopmaak nie, daar waar ons niemand wil toelaat nie, partykeer selfs nie eers vir U nie, wil ek bid, Heilige Gees, dat U binne in ons sal kom skyn en dat U enige vorm van onvergewensgesindheid nou in die lig sal bring. Dat enige vorm van aanstoot, van verbittering, van haat, van dinge wat ons eers partykeer wil herken nie, dat U dit nou vir ons sal wys, Here. En dan wil ek bid, Heilige Gees, dat U ons sal help om te kan vergewe. Dat ons nie net sê, ek vergewe met ons mond, maar die woede bly nog steeds in ons nie. Dat ons nie net sê, ek vergewe, maar die bitterheid bly nog steeds soos 'n wortel in ons nie. Heilige Gees, ek bid vanmôre
vanmôre vir elke persoon wat hier sit, vir elke persoon wat luister, dat U werklik waar vanmôre diep in ons binneste sal inspreek en sal oopmaak dit wat nie van U is nie. Wys vir ons wat ons nodig om vry te spreek. Wys vir ons wat moet ons vergewe. En as daar in hierdie oomblikke 'n naam, 'n gesig, 'n insident, 'n geval by jou opkom, wil ek hê dat jy dit nou, in hierdie oomblikke, sal afhandel. Sê Here, ek vergewe. Ek vergewe, ek vergewe, ek vergewe. Help my om so en so te kan vergewe. Help my om te kan vryspreek. En ek eer U daarvoor. Vader, en dan wil ek ook vanmôre vra dat U aan hulle wat as captives weggevoer is, hulle wat vasgevang is deur sonde, hulle wat vasgevang is in wie die klagstaat van sonde vanmôre so ook beduidelik is. Heilige Gees, U is die een wat oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Ek wil vra dat U vanmôre die oortuigingswerk in mense se harte sal doen oor dinge wat nie reg is nie, dinge wat maak dat die vyand 'n klagstaat teen ons kan hê, dinge wat hy teen ons kan gebruik, dat U ons sal oortuig van die sonde in ons lewe, dat U ons sal bring tot op 'n plek dat ons dit sal raak sien, en dat ons sal bereid wees om te erken, Here, ek is skuldig. U weet, ek is skuldig. As daar vanmôre dinge is in jou lewe wat jy op hierdie oomblik van oortuig voel, noem dit voor die Here, niemand anders hoef dit te weet nie. Dis 'n saak tussen jou en die Here. Erken volgens, sê Here, ek is skuldig. Ek is skuldig aan al hierdie dinge. Ek is skuldig aan hierdie dinge wat genoem word, hierdie goed wat heeltyd so by my spoel. Ek bid dat U dit vir my sal vergewe, dat U my sal vrymaak, dat U my sal nuut maak. Ek erken vanoggend my skuld voor U. Dankie dat die bloed van Jesus elke sonde, elke skuld weg was en vry was. En dan wil ek laastens bid, Heilige Gees, hulle wat in gevangenis sit van guilt en shame en dinge wat al jare lank al wat vergewe is alreeds deur die bloed, maar die skuldgevoel daarvan, die skaamte oor wat gebeur het, dat U vanmôre sal kom en hulle sal was, skoon sal was, dat U rein water oor elke persoon sal uitstort, skoon, skoon, skoon en rein sal wees, dat hulle 'n nuwe mens sal wees en vry sal wees. In Jesus naam is my gebed. Dankie Vader vir U getrouheid. Dankie dat U die een is wat vir ons optree, dat U die een is wat vir ons die geveg veg. U weet hoe feilbaar ons is. U ken die swakheid van ons krag, maar dat ons op U, die ewige, die sterke God, kan vertrou vandag. In Jesus naam.